Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se geografie les. My naam is Gina Stoop en hierdie les is deur jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons kyk na klimaat en weer en ons is hier om jou voor te berei vir jou Junie vraestel 1. Ons gaan kyk na tropiese siklone vandag en dan ook hoe om eksamenvoorbereiding daarvoor te doen. Ons lesdoelwitte vandag is: teen die einde van hierdie les behoort jy die struktuur van vraestel 1 te kan verstaan en te kan identifiseer en te weet waarop op te fokus. Ons gaan kyk na die uitleg van die vraestel, ons gaan kyk na die studiewenke, ons gaan kyk na die eksamensskryftegnieke, ons gaan ook kyk na belangrike aspekte en hoe om vrae te beantwoord, ons gaan kyk na voorbeeldvrae en dan ook tipiese vrae oor tropiese siklone. Onderwerpe vir vraestel 1, ons gaan kyk na, dit bestaan uit 150 punte, dit is 'n 3 ure vraestel, en dan bestaan hy ook uit 2 afdelings, afdeling A en afdeling B. So afdeling A handel oor klimaat en weer wat 60 punte is, en geomorfologie wat 60 punte is. En dan gaan jy ook 'n kaartwerkseksie kry van 30 punte. Die ontleding van die vrae waarna ons gaan kyk in afdeling A spesifiek is vraag 1 klimaat en weer. So dit is waaroor ons les vandag handel, is oor klimaat en weer. So dit is 'n totaal van 60 punte. Jy gaan eerstens 15 punte kort objektiewe vrae kry. So dit is jou multikeuse vrae, jou paskolom A by kolom B, jou kies die regte antwoord. Dit is waarna jy kan kyk as jy jou kort objektiewe vrae doen. Dan gaan jy ook 3 vrae van 15 punte elk kry. Oor enige onderwerp uit klimaat en weer uit. So ons gaan kyk na middelbreedte siklone, tropiese siklone, subtropiese antisiklone, valleiklimate, stadsklimate ensovoorts. En dan ook kan jy kyk daarna om 1 paragraaf vraag van 8 punte in enige van daai 3 subvrae te kan kry. So jy moet weet hoe om 'n paragraaf vraag te beantwoord. Dan in afdeling A, vraag 2, gaan ons ook kyk na geomorfologie. So dit is ook 60 punte. Daar bestaan ook 'n 15 punt vraag wat kort objektief is, soos jou multiple keuse en daai wat ek nou van gepraat het. As ook 3 vrae van 15 punte elk oor geomorfologie en enige van sy subtopics. Dan 1 paragraaf vraag van 8 punte sal ook in hierdie vraag te sien wees. Dan afdeling B, wat dan jou kaartwerkvraag is 30 punte. Jy gaan eerstens 'n kaartvaardighede en berekeninge vraagie kry wat 10 punte is, en dan ook kaartinterpretasie wat 12 punte is, en laastens het jy GIS wat 8 punte is. Nou gaan ons kyk na 'n paar studiewenke. Jy moet ten minste 3 vorige vraestelle uitwerk voor die eksamen. So vraestelle kan verkry word by die volgende skakel. Daar is ook 'n QR-kode wat jy nou kan skandeer op die televisie of op die tablet waarop jy kyk, en dan kan jy direk gevat word na die skakel toe om hierdie vraestelle te kan aflaai. Dit gaan jou regtig baie help vir jou eksamenvoorbereiding. Dan studiewenke. Jy moet 'n breinkaart kan teken. So gebruik 'n teken 'n breinkaart en gebruik bestaande breinkaarte wat daar is terwyl jy studeer. Maak flitskaarte van jou konsepte, met ander woorde, as jy 'n definisie het, maak die definisie se naam en aan die agterkant van hom maak jy die definisie, sodat iemand vir jou kan vra en so kan jy ook jou definisies makliker leer en seker maak dat jy wel dit ken. Dan skep 'n vorm van 'n rympies of liedjies of afkortings of enige ander tegniek wat vir jou maklik is om die inligting te kan verstaan en dit vir jou te vereenvoudig. Kyk YouTube video's of Pakama video's om jou te help om die geografiese kenmerke en prosesse te kan visualiseer en 'n beter idee daarvan te kan hê. En dan ook visualiseer die proses terwyl jy studeer.
Kry daai prentjie in jou kop, dit maak dit op die ou ende van die dag vir jou makliker. Dan eksamenwenke. So eerstens, lees die instruksies sorgvuldig deur. Maak seker jy weet wat word vir jou gevra. Lees die vraag 2 keer voordat jy antwoord en maak dubbel seker jy is 100% seker van wat hierdie vraag vereis. Onderstreep die sleutelwoorde en die aksiewoorde, met ander woorde die werkwoorde, om seker te maak dat jy die vraag duidelik verstaan. Kontroleer die puntetoekenning. Kyk hoeveel talle vraag, sodat jy weet hoeveel feite om te noem. Bestudeer die hulpbronne wat vir jou gegee word. Baie van die inligting of baie van die vrae, die antwoorde van jou vrae, kom uit daai inligting uit. Lees deur dit, kyk na die infografika, die diagramme, die spotprente. Soos ek sê, baie inligting word daar vir jou gegee. Dan die dag van die eksamen. Arriveer vroeg by die eksamensentrum. Sit om 8 uur. Maak seker dat al jou skryfbehoeftes vir die eksamen daar is. Maak seker jy het 'n blou pen, maak seker jy het 'n potlood, 'n uitveer, 'n liniaal, merkers, soos 'n highlighter, 'n gradeboog is baie belangrik en dan ook 'n sakrekenaar is baie belangrik. Gebruik die 10 minute leestyd wat vir jou gegee word om deur al die vrae te lees en jou antwoorde, sorry about that, I'm just gonna start again. Gebruik die 10 minute leestyd om al die vrae deur te lees en jou antwoorde geestelik te beplan. Let wel dat jy nie 'n pen kan gebruik tydens hierdie gedeelte van die eksamen nie. Volg die instruksies duidelik wat vir jou gegee word. Moenie deur jou vraestel jaag nie. Jy het 3 ure. Bly kalm en gebruik al die tyd wat jy nodig het om daai vraestel tot die beste van jou vermoë te beantwoord. En dan, beantwoord elke liewe vraag. As jy nie nou op 'n vraag se antwoord kan afkom nie, gaan aan na die volgende vraag toe en kom terug na die tyd. Moenie enige oop spasies los nie. Jy mag net dalk die regte antwoord daar skryf. Goed, dan begin ons nou en ons gaan in op ons voorbeeldvraag oor tropiese siklone. So hier is vraagie vraag vir ons. Verwys na die infografika hieronder wat op tropiese sikloon Filippo gebaseer is. So daar gee hulle vir jou die infografika, tropiese sikloon Filippo. Die tropiese storm het op 12 Maart in Mosambiek die land bereik, nadat dit aan die kus van die Suidoos-Afrika versterk het en sterk winde en swaar reën na Mosambiek gebring het. Tropiese storm Filippo het op 13 Maart terug oor die oseaan beweeg en op 14 Maart in 'n tropiese sikloon ontwikkel. Dan gee hulle vir jou inligting oor daai tropiese sikloon en hulle wys ook vir jou die pad wat hy geloop het. En hulle wys ook vir jou waar is die volwasse stadium bereik en op watter datum. So nou gaan ons oor na die vragies toe. So nou vra hulle vir jou. Noem een toestand wat tot die ontwikkeling van 'n tropiese sikloon Filippo kon gelei het. Noem een toestand wat tot die ontwikkeling gelei het. So wat is daai een ding wat gemaak het dat hierdie tropiese sikloon nou gaan gebeur? Dan vraag 2, gee bewyse uit die kaart en die tabel met inligting dat tropiese sikloon Filippo vanaf 10 tot 11 Maart versterk het. So jy moet 2 goedjies daar noem vir 1 punt elk. Dit is hoekom ek nou gesê het, die punte toekenning gaan jou lei met hoeveel antwoorde jy moet gee. Dan derde vraag, gee 2 redes vir die afname in die windspoed vanaf 6 uur tot 6 uur die aand op 12 Maart. En dit is dan ook 2 feite vir 2 punte elk wat vir jou totaal gee van 4. Dan vraagie 4, selfde infografika, so hulle sê dat tropiese sikloon Filippo het op 14 Maart die volwasse stadium bereik. Teken 'n benoemde deursnit van 'n tropiese sikloon in sy volwasse stadium.
Punte gaan vir die volgende toegeken word. Deursnit, wolktipe, oog en die ligbeweging in die oog. En dit is dan 4 feite vir 1 punt elk. En dan die laaste vraagie daar, verklaar die tekort aan reënval en wolke in die oog van die tropiese sikloon. So ons gaan kyk na die tekort aan reënval en wolke in die oog van die tropiese sikloon. En jy moet 2 goedjies daar noem vir 2 punte elk. Goed, nou gaan ons na die antwoorde toe. So, eerstens het hulle gevra, noem 1 toestand wat tot die ontwikkeling van 'n tropiese sikloon gelei het. So ons kan kyk na die teenwoordigheid van 'n laagdrukstelsel, konvergensie van lig, so lig wat bymekaar kom. Dan die teenwoordigheid van Corioliskrag. Onthou Corioliskrag is dit wat maak dat die winde begin draai. Dan see-oppervlaktemperatuur van 26,5 of meer. Daai is baie belangrik dat jy daai of meer gebruik. So 26,5 of boontoe. Dan kalm toestande oor die oseaan. Onthou 'n tropiese sikloon hou niks van wrywing nie. So hy soek kalm toestande. Dan hy hou ook van onstabiele weer en 'n hoë tempo van verdamping oor die oseaan, so met ander woorde warm oseane en dan ook jou hoë humiditeit. En dan tweede laastens, die produksie van latente hitte en ons soek ook boligdivergensie. So enige een van daai feite gaan daar vir jou die punt gee. Maar onthou, jy moet dit ook kan sien op die diagram as dit vir jou vereis word. Dan nommer 2, gee bewyse uit die kaart en die tabel, so jy moet die kaart en die tabel gebruik, dat tropiese sikloon Filippo vanaf 10 tot 11 Maart versterk het. Ons moet 2 goedjies daar noem. So eerstens, hy is blootgestel, ons kan duidelik hierso sien, van 10 tot 11 Maart, daarso kan ons sien dat hy deel gevorm het oor die grootste gedeelte van die oseaan daar, so hy het meer vog ingekry, en dan ook die windspoed het verhoog. So ons kan kyk hier by 10 Maart was hy 63 km/h, en toe 11 Maart, toe hy 95 km/h, en toe weer 116 km/h. So met ander woorde, hy word sterker, hy tel windspoed op. Dan het hulle gevra, gee 2 redes vir die afname in die windspoed vanaf 6:00 die oggend op 12 Maart en 6:00 die aand op 12 Maart. So hy het van 95 km/h het hy gegaan na 74 km/h. So hoekom gaan dit gebeur? Hy verloor vog, want onthou tropiese sikloon soek vogtige weer, hy soek hoë humiditeit, daar was meer wrywing gewees, so hy het heel moontlik land bereik, minder latente hitte, so met ander woorde, hy het nie daai krag om aan te gaan en te groei nie, en dan ook, hy begin ontbind. So daai is die 4 goedjies, waarna jy kan kyk, en jy kan enige 2 van hulle daar skryf. Dan tropiese sikloon Filippo het op 14 Maart die volwasse stadium bereik, teken 'n benoemde deursnit, so met ander woorde van punt tot punt, van die tropiese sikloon op sy volwasse stadium. Punte sal vir die volgende toegeken word. So eerstens, dit moet 'n deursnit wees, so daar is my deursnit. Dan kyk ons na die wolktipe, so jou cumulonimbus wolke en jou cirruswolke kan daar, cumulostratus wolke, kan daar verteenwoordig word, maar cumulonimbus is die belangrikste gedeelte, of wolke wat ons daar wil sien. Dan ook die oog moet sigbaar wees, daar is ons die oog, hy moet benoem word, en dan ook die ligbeweging in die oog is afwaarts. So dit is waarop daar punte gegee gaan word. Dan vraagie 5, verklaar die tekort aan reënval en wolke in die oog van die tropiese sikloon. Weereens, jy moet 2 feite noem vir 2 punte elk. So verklaar die tekort aan reënval en wolke in die oog. Onthou die oog is die kalmste gedeelte van die tropiese sikloon.
So daarso kyk ons na die volgende goed. Hoekom is daar tekort aan reënval en wolke? Dis as gevolg van dalende lug, die lug word warm, die vog verdamp, so die lug is droog, en dan ook daar's geen kondensasie nie. En sonder kondensasie is daar nie wolkvorming nie, sonder wolkvorming is daar ook nie reën nie. So daai is die twee goedjies wat jy daar kon noem. Reg, nou gaan ons na ons volgende vraagie toe, ook oor tropiese siklone, en hulle sê vir jou, verwys na die satellietbeeld hieronder van 'n tropiese sikloon. So vraagie 1, gee een bewys uit die satellietbeeld wat toon dat die tropiese sikloon in die suidelike halfrond is. Benoem die gebied van die sikloon wat A gemerk is. So wat is in A? Waarom daal die lug by gebied A? Teken die simbool wat op die sinoptiese weerkaart gebruik word om 'n tropiese sikloon in die suidelike halfrond te verteenwoordig. Verduidelik die vorming van hoë digtheid wolke by B, en dan nommer 6, hoë digtheid wolke lei tot stortreën, met ander woorde baie swaar reënval. Beskryf die natuurlike fisiese skade geassosieer met hierdie stortreën, soos wat dit oor die land beweeg. So, vraagie 1, gee een bewys uit die satellietbeeld wat toon dat die tropiese sikloon in die suidelike halfrond is. So eerstens, ons kan sien dat daar kloksgewyse rotasie is rondom die oog. So jy kan dit daar sien. Benoem die gebied wat gemerk is. A, dit is die oog van die sikloon. Waarom daal die lug in gebied A? Ons kyk na bo-lug-konvergensie of 'n akkumulasie van lug bo die oog, 'n drukgradiënt wat geskep word, so met ander woorde hoë druk bo die oog, en dan ook die lug bo die oog is koud en dig. Dan teken die simbool wat op die sinoptiese weerkaart gebruik word om 'n tropiese sikloon in die suidelike halfrond te verteenwoordig. So met ander woorde, as jy hom teken, moet jy seker maak dat dit kloksgewyse rotasie is. En daarso is hy. So met ander woorde, ons wil sien dat hy kloksgewys roteer. OK. Dan by nommer 5. Verduidelik die vorming van hoë digtheid wolke by B. So hier is ons B, ons kan sien dat dit lekker gekompakteerde wolke is. So, ons het vinnige verdamping of opheffing van warm lug oor warm oseane. Ons het intense opwaartse lugstrome of konveksiestrome, of jy kan ook sê, daar's 'n sterk drukgradiënt wat plaasvind. Ons het vinnige afkoeling van lug, en dan ook het jy vinnige vertikale kondensasie. So met ander woorde, daar word baie vinnig wolke gevorm, en dit maak dat daai cumulonimbus wolke dan gaan vorm wat heel waarskynlik vir ons swaar reënval gaan bring. En dan die laaste vraagie daar, hoë digtheid wolke lei tot stortreën, baie swaar reënval. Beskryf die natuurlike fisiese skade wat geassosieer word met hierdie stortreën, soos wat dit oor die land beweeg. En onthou, hierso soek hulle natuurlike fisiese skade. So ons soek nie ekonomiese skade nie, ons soek nie menslike impak nie, ons soek natuurlike fisiese skade wat ons kan sien, of wat waargeneem kan word. So ons kyk na kuserosie, dit het te doen met die omgewing, nê? So ons kan voorbeelde daar kry, so enige iets wat kuserosie, so met ander woorde, die strand word weggespoel, die klippe word weggespoel wat as 'n buffer gelei het. So jy kan enige voorbeelde daar noem van kuserosie wat daar gaan plaasvind. Gronderosie sal op die land plaasvind, gronderosie. Massabewegings, jy kan kyk na rotsstortings, jy kan kyk na modderstortings, dit is 'n voorbeeld wat jy kan gebruik, wat dan verander in landskappe. Die kuslyn kan hervorm
as gevolg van die feit dat dit so ver uitgestoot het. Habitatte kan vernietig word, so jy kan sê dat daar die vis habitat kan vernietig word, jy kan praat van diere se habitatte wat vernietig word, vee wat dalk moontlik weggespoel kan word, die weiding wat hulle gebruik het kan weggespoel word. Dit is alles voorbeelde van habitatte wat vernietig word. Dan 'n voedselketting of 'n voedselweb word vernietig, want sommige diere binne in daai voedselketting kan doodgaan. Dan biodiversiteit gaan verminder, jy kan ook enige voorbeelde daar noem. Besoedeling van waterbronne, so met ander woorde die oseane wat besoedel word, riviere, damme wat besoedel word. Dan 'n verslukking van riviere, so met ander woorde riviere wat baie sluk bevat, of wat baie stukke sement of klei het wat gevorm word binne in die rivier. En dan ook 'n verhoogde uitloging van voedingsstowwe. So met ander woorde, die voedingsstowwe word weggespoel uit die natuurlike habitatte uit. Reg, so dit is dan enige 3 wat jy daar kan noem vir 6 punte elk. Dit was ons tweede vraagie. En nou ons laaste vraagie waarna ons vandag gaan kyk is tropiese sikloon Dikeledi. So hierso gee hulle weer vir jou feiteblad of 'n infografiek. So daarso gee hulle vir jou 'n liggingskaart, hulle gee vir jou 'n feiteblad, hulle gee vir jou 'n salietbeeld en dan nog 'n salietbeeld. So jy moet ook kyk na jou datums, nê? So daarso kan ons sien dit was die 8de Januarie gewees en hierdie was die 13de Januarie. Reg. So volgens die feiteblad, in watter stadium van ontwikkeling was tropiese sikloon Dikeledi op 8 Januarie 2025? Vraag 2, gee 2 redes in die feiteblad om jou antwoord op vraag 1 te ondersteun. Dan vraag 3, verwys na liggingskaart B. So nou moet jy fokus op liggingskaart B. Verduidelik hoekom tropiese sikloon Dikeledi tussen 5 en 20 grade suid van die ewenaar ontwikkel het. Dan verwys na die satellietbeelde C en D, so dan moet jy hierdie vraagie volgens dit beantwoord. Beskryf die weerstoestande wat met die voorste linker kwadrant gevaarlike halfsirkel in satelliet D geassosieer word. En dan vraagie 5, verduidelik hoekom tropiese sikloon Dikeledi vanaf 8 Januarie tot 13 Januarie versterk het. Nou, nommer 1. Volgens die feiteblad, in watter stadium van ontwikkeling was Dikeledi op 8 Januarie? So hy was gewees in sy onvolwasse stadium. Daarso kan jy sommer duidelik sien, daar's nog nie baie wolke wat gevorm is nie. Ons kan ook sien dat daar nog geen oog sigbaar is op daai kaart nie. En dit sê vir jou dat hy in sy onvolwasse stadium is. Dan gee 2 redes in die feiteblad om jou antwoord in vraag 1 te ondersteun. En onthou, hulle sê hier vir jou in die feiteblad. So met ander woorde, jy kan nie net enige antwoord gee nie. Jy moet dit wat sigbaar is op die feiteblad, moet jy gebruik. So, ons kan kyk na, daar's 'n druk in die middel van 996 hektopascal. Daarso kan ons hom sommer sien. Dan ook, ons het 'n windspoed van 75 km/h. En dan ook, as jy gesê het, dat dit wel 'n naam gekry het. So met ander woorde, dit is sikloon Dikeledi, hy is klaar geklassifiseer as 'n tropiese sikloon, en dit is dan ook die 4de sikloon van daai seisoen. Dan, vraagie 3, verwys na liggingskaart B, hierso is hy. Verduidelik hoekom tropiese sikloon tussen 5 grade en 20 grade suid van die ewenaar ontwikkel het. So ons wil weet eintlik hoekom het hy nie tussen 0 en 5 grade ontwikkel nie. Wat is anders? So eerstens, Corioliskrag is teenwoordig tussen daai breedtelyne. Corioliskrag is nie beskikbaar tussen 0 en 5 grade noord en suid van die ewenaar nie, onthou dit. Dan ook, ons het hoë temperature of warm oseane, wat 'n hoë verdampingstempo het. Ons het ook latente hitte, wat tydens kondensasie vrygestel word. En ook daar is 'n hoë verdampingstempo, wat 'n intensiewe laagdruk veroorsaak.
So enige twee van hulle 2 punte elk. Dan verwys na satelliet C en D, dis hierdie tweekies. Beskryf die weerstoestande wat met die voorste linker kwadrant, die gevaarlike halfsirkel, so hulle wil die weerstoestande hê, ons moet dit beskryf, en dan ook oor die gevaarlike halfsirkel in satelliet beeld D geassosieer word. So ons kyk daarna orkaansterkte spoed, sterkte, baie sterk, vernietigende winde, so enige van daai, dis baie sterk winde. Dan stormreënval, nie net gewone reënval nie. Jy moet sê dit is stormreënval of beduidende reënval of enorme reënval, swaar reënval, donderstorms. So dit is 'n intensiewe reënval wat plaasvind, nie net gewone reënval nie. Dan ons kan ook sê dat daar haalstorms kan plaasvind en dan ook weerlig. So onthou die semi-halfs of die gevaarlike halfsirkel is net reg langs die oog. So dit is die gevaarlikste gedeelte van die tropiese sikloon. So met ander woorde, die gevaarlikste temperature gaan ook by daai gedeelte plaasvind. So enige twee van hulle 2 punte elk. En dan nommer 5, verwys na die satellietbeeld C en D weer eens. Verduidelik hoekom tropiese sikloon Dikeledi vanaf 8 Januarie tot 13 Januarie versterk het. So wat het gebeur dat hy sterker geword het? So eerstens, dit het die land van Madagaskar na die warm waters by die Mosambiek-kanaal beweeg, wat 'n verhoogde verdampingstempo of latente hitte veroorsaak het. Ons het minder wrywing oor die oseaan, so met ander woorde dit verhoog die windsnelheid, en dan ook die sentrale druk het gedaal van 996 tot 976 weens die warmer oseane. Wat ek regtig wil hê wat julle hier moet verstaan is, hulle vra vir jou verduidelik. So met ander woorde, jy kan nie net sê, daar's minder wrywing oor die oseaan nie. Jy moet sê daar's minder wrywing oor die oseaan en dit het die windspoed versnel of dit het die windspoed vermeerder, want hulle vra vir jou hoekom het hy versterk. So dit is baie belangrik dat jy moet onthou, as hulle vir jou vra verduidelik of beskryf, moet jy in sinne skryf. Jy kan nie net puntsgewys daar antwoord nie. Reg. So, dit was ons les vir vandag. Ons kyk na die oorsig vir die volgende les. Voorbereiding vir die eksamen weer eens. Ons gaan weer nog fokus op vraag 1, maar ons gaan dan fokus op hoogdrukke, op antisiklone, subtropiese antisiklone en hulle gepaardgaande weer. Baie dankie dat jy na hierdie les gekyk het. Sien jou volgende keer. Totsiens.